Goeienaand Magaliesig en baie dankie vir die geleentheid wat ek het om met julle te gesels vanaand by julle biduur. Vir die van julle wat my dalk nie ken nie, ek hoop so, my naam is Hannes Fourie, ek is 'n predikant aan die suidkus van KwaZulu-Natal vir 4 gemeentes en ek was vir 'n hele paar jaar was ek die predikant by Magaliesig. So ek glo daar is nog mense wat my ken, maar dankie vir die geleentheid. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, Here, ons sê vir U baie dankie vir die geleentheid wat ons het om weer vanaand by mekaar te kom, al is dit dan net virtueel, om 'n paar dinge te bespreek aangaande dit wat U vir ons doen elke dag, elke oomblik. Ag Here, ons wil onsself vanaand in U hande plaas en ons wil bid dat U ons sal seën terwyl ons U woord open, is my gebed en ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. 'n paar weke gelede het ons hier in ons omgewing oor 'n periode van 'n week 2 dae meer as 100 mm reën in een dag gehad. Dit was nogal rof geweest. Alles was daarna nat en modderig. Die grond was deurdrenk geweest en regtig baie nat. Maar alles was pragtig welig en het mooi gelyk. Dit was groen en alles wou net groei. Binne 'n week of 2 egter het ek opgelet in my tuin en ook langs die pad dat daar alreeds plante is wat besig was om te verwelk. Hulle het weer reën gevra. Daar was tekens van watertekort. Die plante groei het weer eens water nodig gehad. Ek het besef daar is redes vir die verwelking van hierdie spesifieke plante. Baie van dit was onkruid wat maar net vlak groei en baie water nodig het. Dan was daar ook die feit dat ons geweldige hitte gehad het na die reën wat ons gehad het, wat die grond maar net weer uitgedroog het, en dan natuurlik, ons het maar sanderige grond hier by ons aan die kus. Ek het ook besef dat meeste van hierdie plante wat so verwelk het, was uitheemse plante, plante wat nie regtig hier hoort nie. Die inheemse plante, die bome, die pragtige bome, moet ek sê, hier om ons het geen teken van waternood getoon nie. So, daar was heel wat redes daarvoor, maar dit was vir my interessant om net te sien dat, waar ek gedink het, maar dit nou nog reën, dat daar alweer waternood was. In die tyd van Pinkster, toe die Heilige Gees op die gelowiges uitgestort is, en ons lees daarvan in Handelinge 2, as jy graag net wil teruggaan daarna toe, dan sien ons dat dit was 'n groot hupstoot vir die Christene van daardie tyd. Hulle was nog nie Christene genoem nie. Kom ons noem hulle die apostels gewees en die mense wat in Jesus geglo het. Hulle was nog die volgelinge van die Messias en hulle was nou besig met Jesus se werk nadat hy opgevaar het na sy Vader toe. Baie mense is gedoop in daardie eerste kerk, die apostoliese kerk soos hy genoem is. En hulle sou binnekort dan ook Christene genoem word. Die kerk het baie vinnig gegroei. Die Heilige Gees was die krag waarvoor Jesus hulle gevra het om te wag. As jy reg onthou, het Jesus vir hulle 'n paar opdragte gegee. Die eerste ene was om in Jerusalem te wag. Nou, hulle het nie net gewag nie, hulle het gebid en hulle het eensgesind geraak. Hulle was almal eensgesind gewees. Toe is die Heilige Gees uitgestort en die krag wat hulle ontvang het was ongelooflik. Die werk het vooruit gegaan. Mense is gedoop, 3000, 4500, 4000, 5000 in 'n dag is gedoop en die kerk het geweldig gegroei. Hulle het almal uitgegaan en die wonderlike boodskap verkondig dat Jesus daar is om hulle te red.
Statistieke toon dat binne daardie eerste 60 of so jaar is die evangelie so versprei dat daar amper 1 miljoen Christene was aan die einde daarvan. Die hele wêreld, destydse wêreld, het geweet van Jesus en sy verlossing wat hy gebied het. Maar ek wil net een ding sê, as die Christene van daardie tyd net op die uitstorting van die Heilige Gees op daardie oomblik staat gemaak het, sou daar nie soveel groei gewees het nie. Hulle het besef, en ek dink elkeen van ons besef, dat die Heilige Gees moes voortdurend by hulle gewees het. Dis soos die plante wat verwelk het. As hulle nie die Heilige Gees 'n inwonende Gees daagliks van hulle gemaak het nie, sou daar nie soveel groei gewees het nie. En as ek dit so kan noem, hulle sou verwelk het. In die Bybel hoor ons waar daar verskeie plekke gepraat word van die reën, die vroeë reën en die laat reën. Hierdie Heilige Gees wat uitgestort is en weer uitgestort sal word. In Jakobus 5 vers 7 lees ons die volgende, Jakobus 5 vers 7. Daarom wees geduldig, broeders, tot die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë reën en die laat reën ontvang het. Die boer wag vir die vroeë reën. Hy wag vir die vroeë reën sodat hy kan plant. En as hy al dopgehou het hoe die landbousiklus werk, dan sal hy gesien het na 'n goeie reën, dan is daar skielik aktiwiteit en die boere plant. En dan wag dit vir die laat reën, sodat die oes ryp gemaak kan word. Dit was hoe die landbousiklus in daardie tyd gewerk het, en ek dink dit is steeds redelik van toepassing op ons tyd. Ons leef nou in daardie einde van tyd, en ons het nie minder van die Heilige Gees in ons lewens nodig as die wat gedurende die eerste eeu na Christus se terugkeer hemel toe moes kry nie. Ons het die laat reën in ons tyd nodig. Nog 'n uitstorting van die Heilige Gees sodat ons die werk kan voltooi en ons kan huis toe gaan. Ons wag op Jesus se wederkoms, so ons het daardie laat reën nodig. Daardie laaste inspuiting, daardie bietjie laaste woema om die werk te voltooi. En daarom glo ons, die vroeë reën het geval, ons het die laat reën nodig, maar ons het ook die Heilige Gees op 'n daaglikse basis in ons lewens nodig. So ja, geliefdes, ons het die uitstorting nodig, maar ons het ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens nodig op 'n daaglikse basis. So basies kan 'n mens sê, ons kan nie regtig effektief funksioneer sonder die Heilige Gees om ons lewens te rig, ons uitreik suksesvol te maak, om ons daagliks te lei om te doen wat God wil hê ons moet doen nie. Laat ons aanhou bid dat God vir ons die Heilige Gees sal stuur, die laat reën, individueel, in my lewe, in jou lewe, in ons gemeentes, sodat ons aktief kan raak. Die wêreldkonferensie sê dat ons moet elkeen betrokke raak. Elkeen van ons moet daar wees. So laat ons bid daarvoor, dat die Heilige Gees in my lewe, in jou lewe, individueel, in ons gemeentes en dan ook wêreldwyd uitgestort kan word. Ons het nodig om gereed te maak vir daardie wonderlike gebeurtenis, die wederkoms. So mag God u seën vanaand, terwyl u vandag bid vir die vervulling van daardie belofte, die laat reën. Is my gebed vir elkeen van ons. Amen. Kom ons bid saam. Here onse Vader, ons bid hier is in Magaliesig vanaand. En daarom wil ek Magaliesig op 'n baie besondere manier aan u opdra vanaand.
Here, ek wil bid vir hulle predikant Rudolf, predikantspaar, Rudolf en Lisel. Ons wil vra dat U met hulle en hulle gesin sal wees, Here, terwyl hulle hierdie baie belangrike funksie vervul van dien in daardie gemeente. Here, ek wil bid vir die leiers van Magaliesig. Elke leier wat gekies is om 'n werk te doen, Here, ons bid vir elkeen van hulle. Mag hulle saam met die predikant, saam met elke lidmaat, die Heilige Gees ontvang en die werk klaarmaak. Here, hulle moet die leiding neem as die leiers in die gemeente. En ons bid vir elkeen van hulle. Ons bid vir die gemeentelede, Here. Ons bid vir die weduwees, die wese. Ons bid vir diegene wat miskien op hierdie oomblik deur 'n baie moeilike tyd gaan, weens dood, weens siekte, of watter rede ook al. Ag Here, ons plaas elkeen van daardie lede in U hande. Ons bid baie spesiaal vir die jong mense, Here. Ons weet dat daar is 'n groot groep jong mense wat ywerig die werk wil voltooi, en ons bid vir elke jong mens, elke kind. Here, die toekoms van hierdie kerk, die Sewendag Adventiste Kerk, Magaliesig gemeente, lê in daardie jong mense en die kinders. Ons bid vir hulle, Here, en ons vra dat U daar baie ryklik sal seën. Wees met Magaliesig gemeente vandag en ook in die toekoms, en mag hulle 'n skynende lig in hulle gemeenskap wees. Is my gebed vanaand, en ek bid dit net in Jesus se heilige naam alleen. Amen. Baie dankie, geniet die res van die aand en geseënde week vir U. Totsiens.